Goeiedag liewe vriende en baie welkom hier by ons volgende onderwerp. Ons praat vandag met Dr. Chris van Wyk oor, ek dink een van die knelpunte in die NG Kerk, in die kerk oor die wêreld op hierdie stadium. Ons praat bietjie oor lekker groot kerkwoord hermeneutiek, wat eintlik maar, soos wat ons nou gaan hoor en lekker lank oor gaan gesels, die kuns van die interpretasie van die Bybel is. En nou net so voor ons by dit kom, Dr. Chris van Wyk is daar betrokke gewees by Somerstrand gemeente in Port Elizabeth. Wat sien was dit nou weer? Ja, Somerstrand is helemaal reg. NG Kerk Somerstrand. Hoeveel jare was jy predikant daarso? Jy weet, 37 jaar, eerste en ook enigste gemeente. Ek was op Stellenbosch Studentenkerk vir 2 jaar as student betrokke in 'n pastorale hulp pos, maar dis die enigste gemeente wat ek nou voltyds bedien het. Ja. Eugene Peterson sou nou baie trots wees. Hy het mos gesê Dominee moet begin by sy gemeente en hy moet sommer daar doodgaan ook. Ja, nee. So a long obedience in the same direction. Yes, net so. En nou vandat jy het nog geëmeriteer en nou is jy besigger as wat jy ooit was. So waar is jy nou oral betrokke? Ja, nee, ek is by Veritas College International betrokke. Ek is hulle direkteur vir bediening en geestelike vorming en baie spesifiek met grondvlakfase opleiding waar ons begin met basiese Bybelinterpretasie deur 4 modules daarbey betrokke, maar die grootste deel van my werk is met studente, meestergraadstudente. Ons het so 57 van hulle op die oomblik en hulle is reg oor die wêreld. Ek het nou vanoggend juis kennis geneem van van 2 areas wat ons bedien in Sirië en ook in Egipte, maar ons is eintlik van die Sudanese wat daar so is. En daar is nou regtig wel groot onrustigheid in Sudan. Het daar gister met die oorlog in die Suid-Sudan het weer aan die gang gekom en dit maak dit maar baie onseker vir die ouens daarso. En dan in Sirië met die skuif in terme van die regering wat nou 'n ander moslimregering is daar nuwe probleme, spesifiek ook oorloë op sekere plekke, Homs, Damascus, van die stede wat geraak word. En een van ons studente, wat ek nou nie sy naam gaan noem nie, is nou as gevolg van interne goed by 'n plek waar hy werk, waar hy iemand wat gesteel het aangegee het. Nou is hy die ou wat opgeneem is en ons het volgende week klas en ek vermoed hy gaan nie opdaag nie. Ons is regtig baie bekommerd oor wat nou gaan. So, studente is nou my die belangrikste deel van my fokus. En jy was nou sopas by 'n konferensie daar in Amerika gewees. Kan jy net so vinnig vertel waaroor dit was? Ja, ons het dit het basies oor disippelskap gegaan, maar dit is ons akkreditasieliggaam ABHE wat deel is van die Education Department van Amerika, wat ons akkreditasie ook na CHIA wat nou vergelyk met julle NACWA en SACWA in Suid-Afrika, en wat ons akkreditasie van nou nie die grondvlakfase goed nie, maar die grad school wat in ons konteks nou nagraadse studie is, wat daai deel van die akkreditasie hanteer. Sure. En ja, net ons het basies oor akkreditasie gesels, want daar is 'n paar ontwikkelinge in Amerika met die verandering van president en spesifiek nou rondom onderwys. En dan maar net gefokus op dinge wat vir ons belangrik is. Disippelskap spesifiek was nou die groot tema en daar was ongelooflike plenary sessions waar in ouens verskillende kante daarvan op die tafel gesit het. En ons is meer as 600 ouens bymekaar gewees en baie goeie interaksie met mekaar. Ook heerlike omgewing was Orlando in Florida en dis maar net dit is net 'n lekker plek om so 'n konferensie te hou. Hulle is absoluut ingerig daarvoor. So ja, dit was 'n heerlike ervaring. Jy sê die ongelooflike ervaring van wat was julle 666 lede gewees, van om so baie eensgesinde Christene bymekaar te dink oor dieselfde ding. Ja, dit is 'n wonderlike ervaring en jy weet ons is 160 colleges en universiteite bymekaar gewees wat almal deur die liggaam hulle akkreditasie by die regering hanteer en jy weet dieselfde geloofsbasis, ons het dieselfde statement of faith en 'n paar posisiestandpunte oor verskillende sake en jy weet jy hoef jouself te verduidelik nie.
oor wat jy glo nie. Jy hoef nie oor die rug te kyk nie, want jy weet die mense wat daar is mense wat presies glo, soos wat ons glo. So dit was 'n heerlike, energerende, inspirerende ervaring gewees. Ja, wonderlik. Nou ek het einde verlede jaar eintlik al vir jou gevra dat ons hierdie onderwerp 'n bietjie kan bespreek op die podcast en dinge het toe nou uitgedraai dat ons nou nie by mekaar kon uitkom nie en dit was nou vir my so interessant toe ek nou vir jou net weer herinner ons wil hom graag bietjie doen. Toe sê maar is reg, jy werk al 'n rukkie aan die inhoud en ek nou vir jou vra, maar stuur net vir my so die praatpunte deur. Toe stuur jy vir my so 14 bladsy spot ek toe 'n peer-reviewed artikel omtrent wat jy vir die onderwerp, maar nee, ek wil net sê ek waardeer verskriklik jou tyd vanoggend en ook dat ons bietjie hieroor kan gesels want ek dink veral hierso in Namibië, ons het nou ons synode einde van die maand waar ons nou groot besluite gaan neem oor ons verhouding met die algemene synode en ek dink onder ons selfs is daar onduidelikheid oor hierdie onderwerp, die onderwerp van hoe interpreteer ons die skrif. So ek dink hierdie is verskriklik belangrik. Dis miskien die belangrikste ding wat 'n mens eers klarigheid moet oor kry voordat 'n mens regtig oor enigiets anders kan praat, oor teologiese sake, oor etiese sake ensovoorts. Ja. Nee, ek dink jy sit jou vinger op die pols. Dit is regtig wat die groot ding wat nodig is om uitklaring te hê, maar dit is ook die ding waar rondom die paaie uiteenloop. Jy weet veral die ding wat ons op Veritas nou noem absolutus teenoor relatiewes. Die liberale maak die absolutus relatief en die ouens wat ook weer wetties aan die ander kant afval, maak er weer van relatiewes absolutus. En daai onderskeid van hoe werk jy met die kulturele baadjie van die skrif, dit is 'n groot ding waaroor mense uitklaring moet kry. So kom ons spring sommer in met die eerste vraagie. Wat is Bybelse interpretasie? En jy het ook spesifiek hierso verwys na verskillende skole en deur die geskiedenis was daar ook hierdie verskillende skole van interpretasie gewees. So miskien net vir ons inlei, wat is Bybelse interpretasie en uit watter hoek uit kom verskillende mense na die Bybel toe? Ja. Kyk, ek dink wat ek dink baie mense nie verstaan nie, is dat die Bybel self nogal inligting gee oor hoe mense die Bybel moet interpreteer. So jy kan gaan kyk na spesifieke gevalle. Jesus vir een in Matteus 19 het 'n baie spesifieke manier van werk met die skrif en waar hy soort van die wyse waarop jy moet interpreteer, waarop hy inspeel en vir mense help om dit te verstaan. Maar is ook in die Ou Testament, in Nehemia 8 byvoorbeeld is daar 'n vertelling van Esra en natuurlik Nehemia is nou ook by, maar waar hy vir 6 uur lank met die mense op 'n plein gesels en daar's jong kinders en daar's uit die afsak die hele spektrum van ouderdomme betrokke. En dan gaan deur so 4 fases waarin hulle die Bybel lees hardop, waar hulle dit verklaar, totdat daar verstaan opdaag en onthou verklaring verstaan is eintlik die hermeneutiese proses. En dan uiteindelik die baie belangrike ding is dat hulle dan ook gehoorsaam raak in dit wat hulle gelees het. Interessant daarso raak hulle aan die huil oor die feit dat hulle ongehoorsaam is. En dan sê nee, maar nee, julle kan nie nou weet in vas en in 'n soort van ootmoediging gaan nie. Julle moet eers die Here loof vir die feit dat julle die woord kon hoor en kon verstaan. En dat hulle eers 'n feesdag en dan begin hulle met die vas en met die hartseer om hulle sondes te bely voor die Here. So daai 2 gedeeltes in Matteus 19 en dan ook Nehemia 8 is eintlik alreeds iets wat in die skrif vir ons gegee word van hoe jy met die skrif omgaan en hoe jy dit hermeneuties uitlê. Ek volg so YouTube kanaal, die ou se naam is A Wise Disciple. En hy het so 'n 3-deel skema wat hy gewoonlik net praat wanneer dit kom by hermeneutiek. Hy sê, what does the Bible say? What does the Bible mean? And how do I apply it in my life? Nou, dis baie interessant. Dis presies wat ons in Veritas doen. Ons sit net nog 'n ekstra kant by en dis hoe kommunikeer jy dit? Okay. Dit wil sê dat jy weet uiteindelik hermeneutiek is effekloos as dit nie op 'n of ander manier aankom. Nie die toepassing in jou eie lewe nie, maar hoe jy dit ook met ander kommunikeer. En dit is iets wat mense in die Bybel raak sien. Interessante ding van Jesus as hy in Matteus 19 nou hy word 'n vraag gevra oor egskeiding en dan word daar gevra, jy weet, mag 'n mens nou vir enigiets van iemand skei? Dan is in die agtergrond daarvan as mense nou in die Joodse interpretasie
ingaan hoe mense daai tyd die skrif uitgelê het, is daar eintlik 2 skole gewees. Daar was 'n skool van Shammai en daar was 'n skool van Hillel. En Shammai was baie meer eng, Bybel moet sy rol speel en ons moet die Bybel uitlê, ons moet die Bybel toepas. En Hillel het 'n baie vryer benadering gehad en rondom egskeiding het Hillel gesê nee, maar jy kan vir enigiets kan jy 'n vrou skei. So die vraag wat gevra word is eintlik om te vra, maar watter skool is jy besig om watter skool is soort van die skool waarin jy jouself vind? Jesus natuurlik is op sy hy doen nie net dinge soos ander doen nie, maar 'n mens kan agterkom sy antwoord. Hy gaan terug na die skrif en sê jy weet oor egskeiding moet mense dink vanuit Genesis 1 en 2. Dit is hoe God aanvanklik bedoel het ensovoorts. En hy kies eintlik vir Shammai se tipe van eng interpretasie dat die skrif moet sy sê dit moet nie deur ander goeders aangevul word en moet nie ook mondelinge tradisie inbring wat dan nou as ware die skrif ontkrag het. Dit was altyd Jesus se groot fight met die Fariseërs, is dat hulle eie interpretasie gegee het en hy het altyd dit afgeskiet en gesê kom terug na die skrif toe. So die punt is wat ek probeer maak is maar net dat Jesus gaan terug na die eng interpretasie, dat die skrif sy woord moet hê en dat jy op die skrif moet fokus en nie eie interpretasie moet inbring. En hy bring natuurlik nou ook die selfgeslag verhoudings bringe in aan die einde van hoofstuk 19 wat natuurlik nou ook 'n baie spesifieke interpretasie vanuit Genesis 1 en 2 is wat hy sê maar as jy nie jouself vind in daai huwelik tussen man en vrou nie, is celibaat die enigste opsie wat jy kan neem. En dis 'n baie interessante kykie in die hermeneutiek van daai tyd as 'n mens na Matteus 19 uit die hoek uit kyk. En ek dink as 'n mens nou ook praat van ek meen daai skole was nou al daai tyd toe Jesus se bediening aan die gang was dit al 'n manier om na die woord van God toe te kom, was so 'n bietjie meer vry en so 'n bietjie meer eng. En mens sien ook dit deur die geskiedenis van die kerk, die bekende onderskeid tussen Alexandrië en Antiochië se inslag wat meer allegories was wanneer ons na die Bybel toe kom. In Alexandrië en Antiochië was dit bietjie meer histories letterlik geweest. Kan jy dalk ietsie sê oor daai dinamika, want mens sien dit maar in spel ook in die gesprekke wat ons in die kerk tans het. Ja, kyk, die Antiochiense skool was die letterlike grammaties historiese manier van lees wat natuurlik in die reformatie is teruggegaan na daai kant toe. Johannes Chrysostom is byvoorbeeld een van die groot eksponente van daai tyd. Die man met die goue stem. So wat hulle gedoen het is so soort van in die lyn van Shammai se manier van interpretasie. So hulle die letterlike, en onthou nou letterlik beteken nie dat jy nie metafore en stylfigure en so aan erken nie. Maar letterlik beteken net jy lees dit soos wat daar staan. Calvin het daaroor gepraat as die simplex sensus. Dit wil sê die eenvoudige betekenis soos wat dit daar homself aanbied. So as daar 'n metafoor is, dan lê jy die metafoor uit. Maar as daar historiese gegewe is, dan lê jy die historiese gegewe uit. En jy probeer nie dieper betekenis soos in allegorie byvoorbeeld aan die letterlike teks, soos die teks homself vir jou voordoen probeer gee nie. Mense sou ook kon praat van die letterkundige betekenis. Want literary kan letterlik ook letterlik of letterkundig beteken. En mense moet eintlik altyd daai kante moet jy daaraan lees. So dis die Antiochiense skool wat meer letterlik en histories gewerk het. Die Antiochiense, die Alexandrynse skool, en bedoel bekende name daar is Clemens van Alexandrië en natuurlik Origenes, wat met die allegoriese interpretasie van die skrif gewerk het. So wat hulle gedoen het, is hulle het probeer kyk watter betekenis lê binne in hierdie letterlike teks wat vir ons soort van maniere kan gee om te werk daarmee en dit toe te pas in ons eie lewe. So dit was hulle doel daarmee gewees. So hulle het soort van 'n dieper geestelike betekenis daarvan in die teks gesoek. En so as byvoorbeeld as hulle uittog uit Egipte hanteer, die verhaal nou Exodus en aan in die Pentateeg, dan sal hulle sê maar goed, dis 'n simbool van hoe ons uit die slawerny van sonde gered word na die vryheid wat God vir ons in genade gee. En dit is iets wat natuurlik in die skrif self, Paulus praat self so daaroor in Korintiërs. So mense moet nie dit net afskiet nie,
maar dit probeer as ware 'n laag van betekenis in die teks sien wat verby die historiese en letterlike grammatiese historiese betekenis gaan. Maar dis die twee skole wat regtig deurgaans in die kerk 'n rol gespeel het. Die middeleeue, Ekskuus man, sou tipologie ook onder hierdie simboliese allegoriese lees van die teks val? Ja, nou dis presies wat in die middeleeue gebeur het, is dat hulle 'n soort van 'n kombinasie gesoek tussen aan die een kant die Antiocheense interpretasie, letterlik grammaties histories, en dan die Alexandrynse interpretasie. So hulle het 4 vlakke van betekenis wat hulle onderskei. So daar was die letterlike, die ding van Antiochie, daar was die allegoriese, wat nou van Alexandrië afkom, maar dan het hulle ook die moreel of die tipologiese interpretasie van die skrif gehad. Hulle 'n soort van dieper laag van betekenis in die teks gesoek het. En die teks eintlik as simbole van geestelike uitdagings wat ons vandag het, daaraan raak gelees het. En dan is daar ook nog 'n mistiese betekenis van die teks gewees. Hulle het dit genoem anagogiese, waar hulle soort van gekyk het na wat is die hemelse betekenis hiervan. En soms ook eskatologiese betekenis. Dit wil sê, wat sê dit vir ons van die eindtyd? So dit was die middeleeue, hulle praat van die 4-ledige skrifinterpretasie. Nou die interessant is, as jy nou dan by die hervorming kom, wat nou net na die middeleeue kom, 16de eeu, dan begin hulle terugbeweeg, hulle die term gecoin ad fontes, terug na die bronne. Wat hulle soort van gesê het, hierdie tipologiese en anagogiese manier van werk, en ook die allegoriese manier van werk, is nie noodwendig verkeerd nie, maar dit oorspoel, dit oorwoeker te veel die grammatiese historiese betekenis. En daarom in die reformatie het hulle teruggekeer na die Antiocheense manier van werk met die teks. En een ander baie belangrike beginsel wat hulle neergelê het, en dit is iets wat nou pragtig met Jesus se metode in Matteus 19 ooreenkom, is hulle gesê gesag lê in die Bybel self. So jy werk met die Bybel hoe hy homself uitlê. Dis waarom hulle die hele ding van skrif met skrif uitlê, waar hulle dit op die tafel gesit het, sodat jy nie te ver gaan. Jy weet, Calvin was nie heeltemal teen allegorie nie, en dieselfde met Luther nie, maar jy moet baie versigtig daartoe gaan. Jy moet dit soort van in die toepassing miskien gebruik, maar as jy die teks uitlê, moet jy die bron self uitlê, en jy moet die gesag aan daai bron toeken, nie aan jou interpretasie, wat as ware gebou word op dit wat in die teks vir ons gegee word. En ek dink 'n ou wat dit in die laaste klompie jare redelik gepopulariseer het, is 'n ou van Jordan Peterson, wat hy kom na die Bybel toe as niemand weet op die stadium regtig waar hy staan nie, maar aanvanklik as 'n ongelowige, en sy argument was, mens kan nie hierdie goed net van die hand wys nie. Dis 'n bron van menslike wysheid wat oor duisende jare tot stand gekom het. Ja. En dan lê hy die skrif uit met Jung se wat noem hy sy hoofgoed nou weer? Wat was Jung se groot bydrae gewees tot die sielkunde? Was die argetipes. Ja, die argetipes, is reg. Ja. Dan lê hy die skrif uit as Jesus is die argetipe van die perfekte mens, en die argetipe van dit en dit hoef nie noodwendig teologies waar te wees nie, maar dit kan eksistensieel waar wees. En ek dink dis waar 'n klomp mense vandag sit. En ek dink dis waar ook waar ons botsing in ons interpretasie van die skrif kom, is juis hierdie jy weet, die Bybel is waar, eksistensieel waar vir my. En die ander klomp van ons sê, maar die Bybel is waar, histories letterlik waar. Ja, nou kyk, dit lê natuurlik nou alles binne in die verligting en die rasionele en ook gevoelsmatige, want dit is 2 bene eintlik wat daarin lê, wat dit in die moderne tyd na vore gebring het. So die hele kritiese benadering, die geslote wêreldbeeld waar God as ware ontken word, dat hy enige rol speel in hierdie lewe, en dit beïnvloed nou uiteindelik wat jy met die teks maak. Jy weet, Schleiermacher sal byvoorbeeld die teks uitlê
en dan sal hy as ware fokus op die gevoelsmatige betekenis daarvan en wegbeweeg van die is dit waar of is dit nie waar nie. So hy werk heeltemal weg van daai vraag en werk net met wat is die effek wat dit op jou het. So dit gaan na die eksistensialisme toe en na emosionele kant en in die subjektiewe werk met die teks, daar lê die betekenis. Maar wat nou in die verlengde van Schleiermacher gebeur het, is dat en de Boetman byvoorbeeld 'n hele projek daarvan gemaak is om die teks dan te ontmythologiseer. Dit wil sê om die mites wat die teks eintlik op die tafel sit, want daarmee word eintlik hele historiese karakter daarvan net voor ontken. Gesê, maar goed, okay, wat is die eksistensiële betekenis wat ons dan nou hier kan kry? So Christus staan in my hart op. Hy staan nie regtig in die geskiedenis op nie. So dis die problematiek van die verligting en van die rasionalistiese hermeneutiek, wat die historiese kritiek natuurlik, waarin jy weet die teks net uit mekaar getrek is en daar gepoog is om die wêreld agter die teks te probeer ontdek, waarvan Bregeman, en hy staan in die histories-kritiese tradisie, maar uiteindelik is sy Ou Testament teologie gesê, maar dis 'n onhaalbare ding. Die wêreld agter die teks is vir ons onbekend. Dis vir ons ontoeganklik. En hy haal dan eintlik in sy Ou Testament teologie haal hy vir Ricoeur aan, Paul Ricoeur, wat nou ook baie sterk op hierdie goed gewerk het, en wat dan sê dat die wêreld agter die teks is eintlik vir ons geslote. En jy kan nie die Bybel as 'n venster gebruik om daai goed raak te sien en dan nou daarvan af histories krities dan die teks uitmekaar te haal en sê maar hierdie is in die teks en hierdie goed is nie in die teks nie. So wat die Ricoeur mee gewerk het en Bregeman het hom saamgestem, as jy werk met die wêreld in die teks. En jy kan ook werk met die wêreld voor die teks, dit wil sê hoe het mense hier na die teks gekyk. Maar die primêre plek, en dis maar wat die hervorming gesê het, die ab fontes, terug na die bronne. Die primêre plek waar jy moet luister wat die teks sê, is in die teks self. Vir die lesersperspektief wat so vandag so bekend word, 'n sekondêr. En die lesersperspektief kan nie verander in die teks nie. So beide die historiese kritiek wat verander het in die teks omdat hulle na die tradisies agter die teks gekyk het en daarom die teks verander het sodat dit kan inpas by hulle voorveronderstellings. So is die lesersperspektief verander ook in die teks. En wat Bregeman nou goed, Bregeman het meer liberaal geskryf in sy teologie, so ek wil nie dit as ware hom net hiervoor aanbeveel nie. Maar daai deel van wat hy gesê het is vir my baie waar, dat jy kan nie in die tradisies agter die teks verval nie, en wat Ricoeur ook sê, jy kan nie in die teks, die tradisies voor die teks, die lesersperspektief, jy kan nie daarin verval nie, jy moet bly in binne die waarde by die teks vir jou gee om 'n spesifieke saak op die tafel te sit. Ek spring nou so 'n bietjie rond in ons vragies, want ek dink hier is nou 'n belangrike punt wat jy aangeraak het. Iets wat baie keer 'n refreintjie amper wat geopper word in gesprekke wat 'n mens het met mense wat kom ons sê meer allegoriese of 'n metaforiese of 'n eksistensiële lees van die teks het, en as jy nou as iemand wat meer histories grammaties letterlik na die teks toe kom en julle twee praat nou met mekaar, dan is een van die goed wat baie keer as 'n argument gegee word vir die rede hoekom ons met mekaar verskil is bloot, maar almal interpreteer die Bybel op hulle eie manier of anders. En jy het nou eintlik die spyker op die kop geslaan. Dit is nie noodwendig die geval dat dit nou ons net as waarheid gevat kan word dat almal lees die Bybel anders nie. Ek het die laaste tyd het ek maar baie gewerk self met die ding van maar jy lees die Bybel met die voorveronderstellings waarna jy na die Bybel kom. So hoe sou jy daai refreintjie antwoord? Almal lees die Bybel anders of op hulle eie manier? Ja, ek sou daarop wil reageer en sê die lesersperspektief is 'n belangrike manier om te kyk na die teks in terme van die toepassing van die teks, maar dit kan nooit die uitleg van die teks, die eksegese van die teks vervang nie. En onthou, eksegese is deel van hermeneutiek. Jy weet, as jy byvoorbeeld sê die skrif is die norma normans, die ding wat die norm vir jou gee. En om die waarheid sê die hervormers gesê norma normans non normata. Dit wil sê hy kan nie genormeer word nie, maar die skrif staan op sy eie. As jy dit aanvaar, plus as jy sê skrif moet skrif uitlê,
Dit was jy onderling moet jy die skrif met mekaar in verband bring en nie atomisties skuif in mekaar, sodat dit uiteindelik niks met mekaar te doen het en jy uiteindelik uitkom by, daar's honderde teologieë in die Bybel, want niks het met niks te maak nie. Dis 'n hermeneutiese vraag daai, wat 'n mens moet beantwoord, en ek sit op die tafel, en dis die manier wat ek kyk na die Bybel, is die Bybel self moet sy stem kry, en die gesag lê in die Bybel. En die skrif wat die skrif uitlê, is belangrike hermeneutiese beginsels vir die eksegese. So dit moet maar net as een manier om daai goeters te antwoord. Ek dink wat vir my geweldig belangrik is wat Calvin genoem het, die simplex sensus en die usus. So simplex sensus, sê hy, is om die teks te lees soos wat die teks homself op die tafel sit. En om aandag te gee. Nou daar dink jy aan die grammatika, jy dink aan die taal, jy dink aan retoriese strategieë, jy werk met die teks om hom regtig ordentlik te verstaan. So simplex beteken nie eenvoudig nie, dit beteken doodgewoon die teks self is die ding wat aan die orde kom. En dan die tweede vraag is die usus vraag, en dit is waar hoe jy die toepassing hanteer. En dis waar jy die vraag van, nou hoe normeer hierdie teks my, wat is die absolutes of die universele betekenisse wat vir alle tye geld? Dit is deel van die usus van die teks. Hoe vorm dit my? Wat is die transformasie wat uit hierdie teks na vore kom? Maar die usus kan nie op sy eie staan nie. Jy kan nie van die usus af terugwerk na die simplex sensus betekenis van die teks, waar die teks met sy stem altyd bou. Nou, een van die ouens wat ek way back in my studies baie aangewerk het, is Anthony Tisselton. Two Horizons, onder andere geskrywe, en nuutste boek wat ek nou van hom in die hande gehad het, was maar sy inleiding tot die hermeneutiek. Nou wat Anthony Tisselton op die teks sê, hy sê, in hermeneutics the text itself operates almost in effect as the active subject, exposing and interrogating the human inquirer as its object of scrutiny. Nou dis 'n mondvol, wat hy as ware eintlik sê, die teks is die subjek in die verhouding met die leser. Die leser is nie die subjek nie. So die teks is eintlik besig om vir jou goed te sê wat jy moet hoor en toepas en kommunikeer in jou lewe. Maar jy kan nie die proses omdraai dat jy die teks soos 'n tapisserie, dis een van die voorbeelde wat ek nou gehoor het, een van ons dosente gebruik, is beskou die teks eintlik as 'n tapisserie. En sy sê die taak wat ons het as lesers is om die tapisserie uitmekaar uit te haal. En die drade wat nie saamstem met hoe ons dink nie, uit te haal en die drade en ander in te sit wat nou meer ooreenstem met ons manier van dink, en dit dan te vleg tot 'n nuwe tapisserie. So dis waar die leser eintlik 'n kreatiewe krag ontvang om die teks te verander. Teoloog, bekende teoloog, sou nou nie name noem nie, sê vir my so 2 jaar terug het ons 'n gesprek gehad, sê, maar ons skryf vandag die Bybel. Ons bepaal eintlik wat is in en wat is uit in die Bybel, en op grond van ons kennis en op grond van ons ervaring, want onthou die verligting het van die klem op die rede, het veral Ben Schleiermacher se tyd, maar ook daarna na die ervaring toe geskuif. So hy sê ons skryf vandag die Bybel vanuit ons ervaring en vanuit ons redelike hantering van die skrif. Nou ek sê dis om die kar voor die perde te span. Die teks moet die subjek bly, want onthou agter die teks staan dit, dis God se openbaring aan ons. So as jy soort van, en dit is wat Tisselton op die tafel sit, en die hele klompie ander ouens, Bonhoeffer, Ricoeur ensovoorts, sit op die tafel, dat jy eintlik 'n afgod maak van jouself, as jy die teks vat en dit uitlees so wat jy dit wil uitlees. En ek dink dat ons in die hermetiek kan ons daai nie hanteer. So die stelreël vir my is die geldigheid van ons eie interpretasies lê in die aantoonbare verband met die skrif self, al dan nie.
Dis vir my die onderskeiding tussen, is dit 'n adekwate interpretasie van die skrif of een wat nie adekwat is. Dis 'n term wat ek onthou in Fishing for Jonah ek in 'n hermeneutiekboek gelees het, wat vir my nogal baie lekker manier is om te dink oor. In terme van ons interpretasie, jy kan sê, Dis nie die anglisisme vir adequate, nee. ja, ja, ek sukkel nou mee om 'n ordentlike Afrikaanse woord af, toepaslike, genoegsaam is 'n beter woord. So in wese is daai, jy kan onderskei tussen beter en swakker interpretasies, maar wat nog steeds adekwat is, wat nog steeds genoegsaam is. Maar wanneer daar nie 'n aantoonbare band met die skrif is dit nie meer genoegsaam nie. As jy nou sê band met die skrif, dan sit nou die goue lyn wat deur die hele skrif loop, die verlossings of die heilsgeskiedenis van God. Of wat bedoel jy? Ja, nee, ek bedoel dit, maar nog dieper as dit bedoel ek dat, en dit is eintlik wat ons Veritas werk en ons hele model is daarop geskoei, is dat jy ordentlik die teks lees binne sy historiese en letterkundige of letterlike betekenis. So ons kyk spesifiek ook na die styl van die teks. Is dit poësie, is dit prosa, dat ons die letterkundige konteks ordentlik verreken. En dan doen ons ordentlike analise van die teks. So die eksegetiese deel werk met die teks self. Jy werk nie met kommentare selfs daar nie. Jy werk nie met soort van lesers wat sekere idees sou het nie. Jy wil eers kyk wat die teks self sê. Dan in 'n tweede fase begin jy na kommentare lees. Jy begin ander idees daaroor begin jy op die tafel sit sodat jy dit ordentlik kan toepas. Maar jy kan nie jou eie goed toepas nie. Jy moet die absolutes wat vir altyd geld, moet jy toepas. En dan nog is die laaste fase is om dit te kommunikeer. En daarin is vir ons die onderskeid tussen absolutes en relatieves is nogal 'n baie belangrike ding. So byvoorbeeld, wanneer Paulus skryf op 'n punt Romeine 16, dan sal hy sê, jy weet, groet mekaar met 'n broederlike kus. Nou die absolute daas groet mekaar, wees lief vir mekaar, wys vir mekaar dat julle aan mekaar behoort. Ons is deel van dieselfde geloofsfamilie. Maar die relatiewe daarvan is met 'n die kus. Nou die kus daai tyd in elk geval was op die wange soort van, en dis nie iets meer wat ons vandag doen nie. So ons sal byvoorbeeld 'n vispamp of 'n high five of 'n handdruk of 'n drukkie, ek is eintlik 'n drukkie mensie, maar in elk geval ons sal ander maniere kry waarop ons dit demonstreer. So die absolute binne daai teks is die ding wat 'n soort van die emosie en die houding illustreer, en die relatiewe is die ding waarmee jy dit wys. Daar's natuurlik ander goed in die Bybel wat baie meer net vir daai tyd geskryf is. As Paulus skryf en hy sê vir Timoteus, bring my daai mantel wat daar in Troas agtergelaat is. Dis 'n opdrag in die skrif wat net Timoteus kon uitvoer. Dis heeltemal relatief. Daar's nie eers 'n beginsel, behalwe as jy wil sê ons moet dan vir mekaar lief wees deur vir mekaar goeie goed te doen. Maar dis nie regtig in daai teks. So daar is sekere dele in die Bybel wat heeltemal relatief is. Dan is daar goed wat 'n beginsel het en dit word op 'n relatiewe manier toegepas. 1 Korintiërs 11, 'n vrou mag bid en preek met 'n hoed op. Nou die hoed was daai tyd belangrik. En nou ek wil nie in die eksegese daarvan ingaan, daar is ook ander maniere om dit te verstaan. Dat eintlik oor 'n hoof, die manier waarop jy hare gedra het, nie soseer 'n bedekking nie, maar dit word daar gelaat. So die manier waarop dit jy weet jy dit moes die bedekking of wat ek al moes dra, daai deel is relatief, maar die bid en preek is nie relatief nie. So daar's sulke dele in die skrif, en dan is daar goed wat absoluut is, wat daai tyd gegeld het, wat vandag geld. Ek meen die liefdesgebod is nie iets wat ooit tot niet gegaan het nie. Dit is in die Ou Testament vir ons gegee, dis in die Nuwe Testament vir ons gegee. Elkeen van die 10 gebooie word herhaal in die Nuwe Testament, behalwe die seremoniele kant van die Sabbat.
Paulus skryf daaroor, Jesus praat daaroor, hy lê dit uit in die bergrede. So dis alles maniere waarop die absoluut is wat vandag nog nagekom moet word, vir ons uitgespel word. En nou ja, die punt is, ons gaan nou soms verskil oor daai absolute en relatiewe, maar ons kan dit nie haal uit die leser se perspektief en uit die ervarings wat mense het ensovoorts nie. Ons gaan dit haal uit die skrif self met 'n ordentlike eksegetiese, hermeneutiese, homiletiese kommunikasie manier. Jy het seker al hierdie prentjie gesien, ek dink nou hierso op Instagram. Jy is nou op die ander kamera, maar dis daai twee ouens wat so by die prentjie op die grond staan, wat lyk soos 'n 6 van die een kant af en lyk soos 'n 9 van die ander kant af. Dan sê die een ou dis 'n 6 en die ander ou sê dis 'n 9. En ek dink baie mense het so 'n idee oor die skrif, maar ons kom met verskillende lewenservarings en verskillende perspektiewe, kom ons na die skrif toe, en dis alright, ons kan hom anders lees, ons moet ruimte maak vir mekaar. Maar ek het altyd gedink dat, jy weet, maar as 'n mens nou die ou kon vra wat die ding aanvanklik daar op die grond geskryf het, sal hy vir jou sê, sy bedoeling was, dit was 'n 6, of sy bedoeling was, dit was 'n 9. So, in daai opsig, jy het nou die beginsel gebruik van iets wat na die verligting plaasgevind het, is dat die mense se beskouing oor ons werklikheid ingeraak het van dis 'n geslote werklikheid. Al wat bestaan is wat in hierdie natuurlike werklikheid is. Daar's nie plek vir bonatuurlike inspraak nie. Wat nog altyd die geval was voor die verligting, en ek dink die kerk moet verseker nog die beskouing hê dat ons leef nie in 'n geslote werklikheid waarin God nie vry is om te beweeg en te handel nie. Wat ek in die begin ook van hierdie vraag gevra het, is op die ouend ons voorveronderstellings oor die werklikheid, ons voorveronderstellings oor God se karakter en sy natuur. 'n Klomp van hierdie goed gaan op die ouend inspel, hoe ons die teks gaan benader en wat ons hermeneutiese uitkoms op die ouend gaan wees. Nou die interessante De Bois, N.T. Wright het gesê, if experience is itself a source of authority, we can no longer be addressed by a word which comes from beyond ourselves. So as hy skryf oor die teks self, en die teks is waar dit die primêre gesag moet hê, dan sê hy dat as jy die gesag na 'n ander plek toe skuif, dat jy uit 'n ander plek uit, byvoorbeeld, jy kyk na die teken op die grond en jy sê dis 'n 6, en 'n ander ou kyk en hy sê dis 'n 9, dan raak jou ervaring, raak jy bron van gesag. En die punt is dat die ou wat die 6 sien en die ou wat die 9 sien, moet saam by mekaar uitkom, om saam te kyk, maar wat is aan die gang hierso? En miskien op ander plekke ook gaan kyk na daai 6 en 9, sodat hulle van ander plekke af uiteindelik die ding wat daar staan, die teks wat daar lê, ordentlik kan interpreteer. Jy weet, iemand soos Timothy Luke Johnson, 'n redelike gerekende Nuwe Testament teoloog. Hy was vir ons ook voorgeskryf in ons eerste en tweede jaar, ja. Ja, nee, en hy was by ons ook voorgeskryf, ek het maar die boek afgehaal, oor die Efesiërs, want ek het net begin agterkom hoe hy heeltemal in 'n liberale rigting gegaan het. Maar hy het byvoorbeeld op 'n punt geskrywe, en dit is 'n ontsettend belangrike ding om te hoor. Dit is presies dieselfde van die gesprek wat ek nou sê 2 jaar terug het gehad het met 'n teoloog hier by ons, wat sê ons skryf vandag die Bybel. Hy sê die volgende. Hy sê, is belangrik om duidelik te stel dat ons inderdaad die duidelike bevele van die skrif verwerp en ons beroep op 'n ander gesag. Wanneer ons sê dat homoseksuele verbintenisse, nou is nou waaroor hy geskryf het, heilig en goed kan wees. En dan spel Timothy dit uit. Hy sê, wat presies is daai gesag? Dan sê ons beroep ons uitdruklik op die gewig van ons eie ervaring en die ervaring wat duisende ander aanskou. So daar's, as gesag skuif na waar jy is en nie ad fontes, en dat die skrif homself moet verklaar, en dat jy rekening hou met die feit dat dit 'n openbaring van God is wat met ons praat, dat dit die subjek is wat ons aanspreek. Oomblik as jy dit skuif na jou eie ervaring, dan is dit 'n moeras van jou eie idee, en wat Bonhoeffer byvoorbeeld sê, hy sê, dan is jy met niks anders as met 'n afgod besig. Afgod van jou eie, is 'n afgod wat jy self skep. Hy sê byvoorbeeld, hy sê,
of Thistleton sê eintlik dit aan aansluiting by Bonhoeffer, hy sê, not only is it the case that authors and texts are shaped by their place in history, but readers are no less shaped by their own place in history and in society as readers and interpreters. So die manier waarop jy gevorm word, as dit die plek raak van waaraf jy kyk na die teks, dan oorheers jou ervaring die teks en is jy die subjek en nie die objek wat aangespreek word deur die teks. En dan is jy eintlik maar net besig met wat is vir my goed? En wat vir my goed is, ek vat die Bybel en ek pas hom aan daarbey. So ek skryf doodgewoon vandag die Bybel. En dis waar net die laaste ding van Ricoeur, nou Ricoeur staan ook in die Frankfurter skool, soos nie, nee, sy goed het ook maar sy eie probleme, maar wat hy sê oor die teks is met baie waar. Hy sê doodgewoon, the world in the text is a text that you've got to exegete and try to apply in your life. So, jy weet, en hy skiet natuurlik historiese kritiek daarmee af, sê jy kan nie agter die teks werk nie, maar hy sê ook dat die teks, die ouens wat dit interpreteer, hulle kan nie die subjek raak nie. Die teks self, die wêreld in die teks, is die teks waarmee jy moet werk. Ek kyk so 'n preek wat 'n mens soos amper al van aanhalings moet sit van 'n dis 'n metodistiese vroue prediker daar in Amerika wat oor daai teks praat waar Jesus met die Kanaanitiese vrou interaksie gehad het en sy na hom toe kom en sê help my dogter en hy vas sê maar jy kan nie die kinders se kos vir die honde gooi nie. En dan maak sy nou nogals baie daarvan dat dit is vir een van daai tekste wat daar dwars in die krop steek. Dit natuurlik uit 'n moderne lens gelees, Jesus was rassisties en sulke tipe goed en sy sê en dis nie die Jesus wat ek aanbid nie. Soos jy nou sê, jy weet dit voel nie vir my reg dat Jesus so sou optree nie, so ek gaan dit afskiet. Dit lyk nie vir my na die Jesus wat ek op die oomblik aanbid het. Ja. Nou 'n ander groot teoloog in ons kerk met wie ek baie gesprekke gehad het, ook onder andere hieroor, sal sê dat as hy na die teks kyk, en in sy geval het nou gegaan basis oor selfgeslagverhoudings, dan sal hy sê saam met die Bybel, dit kan nie. Maar as hy na Jesus kyk, en dan is dit die Jesus weg van die teks, dis die Jesus wat hy aanbid, dan kan hy nie insien hoe Jesus anders sal doen as die teks nie. Dis 'n ongelooflike glibberige pad om jouself op te bevind. In die dogmatiek was daar altyd die onderskeid tussen die Jesus van die teks en die Christus van geloof, waar baie duidelik gesê is dat die mens kan nie die twee goed losmaak van mekaar nie. Want die oomblik as jy dit doen, dan begin jy jou eie teologie en ook uiteindelik godsbeeld begin jy skep. So die Jesus van die teks en die Jesus van die geloof is dieselfde Jesus. Ek het al op punte hieroor nagedink, jy kan eintlik 4 gestaltes van die woord kan jy onderskei. So daar is die ewige woord van God wat altyd deel was van God voordat daar 'n skepping was. En God het gesê, dan kom die woord aan die gang. Daar is die ewige woord van God. Dan is daar die vleesgeworde woord van God. Jesus wat gebore het. Dan is daar die skrifgeworde woord van God. Wat in beide Ou Testament en Nuwe Testament natuurlik is. En dan is daar nou uiteindelik, jy weet, die verheerlikte Here Jesus waarin mens, God in mekaar wel dogmaties sê hulle is by mekaar maar nie vervleg nie. Die sê dat is nog onderskeibaar, maar ook nie onderskeibaar, daai moeilike manier van dink in die geloofsbelijdenis van Athanasius. Maar daar het 'n dimensie bygekom dat God het as ware mensheid in homself opgeneem en ons word nou deur Christus verteenwoordig. Ons mensheid word deur hom verteenwoordig. So dis nog 'n ander gestalte van die woord van God. So daai proses dink ek moet die mense ordentlik verstaan. En die oomblik as jy begin skeidings maak en jy begin 'n onderskeid maak tussen die teks, die Jesus van die teks en die Jesus van die geloof, is jy op baie glibberige grond. Nee, dis soos weet jy of jy bewus is van Andy Stanley nie. Hy die laaste ruk het hy geweldig baie energie ingestoot om juist daai onderskeid te maak. Hy verwys op 'n stadium daarna Matteus 28 waar Jesus sê
alle mag in die hemel en op aarde is aan my gegee, alle gesag, alle autoriteit. En hy sê, so dit lê in Jesus, dit lê nie in die Bybel nie. Ja. En jy weet, nou op 'n ander plek het hy toe ook weer probeer om hierdie skeiding te maak tussen ons aanbid Jesus en die gesag lê in Jesus, ons aanbid nie die Bybel nie, die gesag lê nie in die Bybel nie, maar ek meen alles wat jy van Jesus op die eind kan weet, kry jy in die Bybel. So as jy die twee te ver uit mekaar uitskuif, soos jy sê, dan is jy besig om jou eie prentjie van Jesus te bou en op die eind jou eie godsbeeld te vorm. Ja. Nou Andy Stanley, jy weet, ek het self in sy kerk gesit al, daar's baie goeie goed wat hy gedoen het en baie goeie goed wat hy geskryf het. As hy pa kan 'n ou man na luister. Maar hy is regtig besig om ver te beweeg van die skrif self af in sy teologie. Unhitching the Old Testament from the New is byvoorbeeld een van die goed wat hy sê. Ons moenie sê die Bybel sê nie, ons moet sê Paulus sê. En die oomblik as jy dit begin doen, dan skei jy Paulus van Petrus en van wie ook al. So dit dra 'n verdeling binne die skrif in as jy begin so praat. So Annie regtig waar is op 'n negatiewe pad. Wat eintlik 'n eie pad is. Ek het nou onlangs 'n boek gelees van John West, wat hy skryf oor die Stockholm Syndrome Christians. Ja. Stockholm Syndrome is nou daai, hier in die 70er jare was daar 'n bankroof gewees met gijslaars wat geneem is. En die interessante het gebeur dat die gijslaars het lief geraak vir die bankrowers. En selfs na hulle gevang is en na hofsaake was, het hulle betaal vir hulle vir hulle sake en so voort. So dit was 'n interessante ding dat hulle die mense wat hulle verdruk, dat hulle lief raak vir hulle. En nou John West skryf en sê, maar dit is besig om te gebeur in die Christelike wêreld, dat daar 'n vryery is na die samelewing se idees. En dat hulle wil as ware nie intellektueel weet as ware met konservatiewe behoudende skrifuitleg geassosieer word nie. Hulle wil met 'n liberale, progressiewe manier van dink in die samelewing wil hulle eerder geassosieer word. En dan raak hulle uiteindelik teestanders van die ouens wat die skrif wil handhaaf. En nou een van die onderskeide wat hy dan maak is om te sê hierdie ding Jesus van die teks en Jesus van die geloof. En dit is maar net om die samelewing ter wille te wees, om in te wees by die heersende gedagtes binne die samelewing. Nou ek dink die volgende belangrike een is daai punt 3 wat op ons bladsytjie is ek dink is maar 'n Handelinge 15 beginsel waar aan die einde van die groot eerste synode sitting, as mense dit so kan noem, het hulle by die slotsom gekom, ons en die Heilige Gees het besluit. In ander woorde, die onderskeiding wat aan die dag gelê is, glo ons is deur die wysheid wat die Heilige Gees aan ons gelê het. En dis een van ons groot gereformeerde beginsels ook, is om op die Heilige Gees te vertrou om ons te lei in onderskeiding van God se woord. Ja. En ek dink dis 'n moeilike ding, veral as 'n mens by die punt kom in 'n synode waar ons teenoor mekaar erken, maar ons is oor sekere sake is ons vasgeloop. Ja. So hoe sou jy so 'n bietjie praat oor daai dinamika? Kyk, die rol van die Heilige Gees is om ons met die kennis van die waarheid te salf. Die waarheid is die kennis van die Here Jesus Christus. Jesus sê self in Johannes 16 sê hy, wat hy, dit wil sê die Gees van my ontvang, sal hy, die Heilige Gees, aan julle verkondig. Daar's 'n intieme verband tussen die Gees en Jesus. So uit die aard van saak is daar ook maniere waarop die Gees ons lei in tyd. Beide om byvoorbeeld ons die evangelie te verdedig voor mense wat van ons rekenskap vra, maar ook om die sondige praktyke van die vlees om dit te oorwin. Galasiërs 5 byvoorbeeld. Maar wat belangrik is om te weet dat die Gees gebruik die woord. Dis waarom Paulus in Efesiërs 6 kan praat oor die swaard van die Gees. Die woord is die swaard van die Gees. So hy is getrou aan die skrif in die toepassing daarvan in ons lewe. So die toepassing kan baie dinamies wees, maar die inhoud wat toegepas word, dit bly telkens die skrif en die woord van God. So wat ons raak sien in sommige teoloë is dat hulle wegbeweeg van die hele idee van sola scriptura. Dat wil sê alleen die skrif, dat die gesagbron net die skrif self is. En dan werk na goed soos byvoorbeeld Scott McKnight sê
En ek lees baie lekker as Scott McKnight se goed, maar hy is nie by sola scriptura nie. Hy is by prima scriptura. Hy sê, kyk eers in die Bybel, en dan kyk ons na ander goeders. En met dit maak hy 'n opening dat 'n mens uiteindelik met eie interpretasies kan werk en eintlik jou met 'n ander bron van openbaring kan werk. En ek dink dit is die rigting wat ons kan gaan, veral nie as gereformeerde kinders van die Here nie. J.I. Packer het die ding gesê en ek dink dis nogal 'n lekker ding om te vir jouself te kry dat jy jouself daaraan vind. Hy sê we shall maintain that Jesus Christ constituted Christianity a religion of biblical authority. He is the church lord and teacher, and he teaches his people by his spirit through his written word. So dis uiteindelik wat ek dink op 'n manier die onderskeiding teken is tussen progressiewe mense en behoudende noem dit ortodokse gelowiges, is dat is hoe hulle oor Bybelse gesag dink. In die progressiewe soort van rigting raak ervaring en die rede raak die autoriteit, die gesag. En in die behoudende ortodokse manier van dink is die Bybel gesag. En die Gees is die een wat daai Bybel help uitleef, wat dit help toepas in 'n mens se lewe. En dit is maar wat die Nederlandse geloofsbelijdenis ook vir ons sê, artikel 5, dat ons al hierdie boeke aanvaar, nie omdat die kerk sê dit is reg nie, maar veral omdat die Heilige Gees in ons hart getuig dat hulle van God is. Daar is nie 'n ander objektiewe skriftelike bron van gesag vir ons as die Bybel. Enigiets anders is ons eie afgod wat ons maak van ons eie gedagtes. Gees werk nie sonder die woord nie. En ek wil nie daarmee die Gees beperk tot die woord nie, maar die wyse waarop hy God se woord in ons lewe aan die werk sit is deur die skrifgeworde woord. Miskien net die een ding wat ek daar's 'n baie interessante ding tussen Moses en Josua. Moses begin in Genesis 17, begin hy om die skrif neer te pen. God sê, skryf hierdie oorlog teen die Amalekiete, skryf dit neer, sodat Josua dit kan onthou. En Josua is die aanvoerder. So hy was spesifiek betrokke in die oorlog. Maar Moses word opdrag gegee om dit neer te skryf. En dan is daar baie persoonlike openbarings van God aan Moses. En op punte sien jy met Josua steek homself weg in die tabernakel, eintlik in die tent van ontmoeting, so aan die kant, en dan as Moses uitgaan, dan gaan hy in, en wil kyk of daar iets is wat of hy nie met die Here so 'n pad kan stap, en dit gebeur nooit met hom. En dan Josua 1, dan verskyn God wel aan hom, en daar is hierdie openbaring van God se mag aan hom, maar dan sê hy, die woord wat jy in jou hand hou, dis die woord waar volgens jy jou lewe moet rig. So as 'n skuif van die mondelinge oorlewering, na die skriftelike oorlewering, dat die gesag wat in die mondelinge oorlewering gelê het, in Josua se tyd skuif na die skriftelike openbaring. En daarna is dit die patroon, met die profete, hulle toets die hele tyd aan die wet, toets hulle die konings en die volk. Na die ballingskap, jy weet as Esra nou die mense dan die Jeremia 8 leer, dan is dit die Bybel. Net interessant, hy praat 6 uur lank, sê die Bybel nou, in die Jeremia 8, en ek het nou sommer ChatGPT gaan vra, as jy nou Hebreëus lees, hoe lank vat dit jou om die Pentateuch te lees? En is 6 uur 40 minute, as jy dit redelik vinnig lees. 200 woorde per minuut. So dis net interessant dat dit min of meer ooreenkom met hoe lank dit sou gevat het om die Pentateuch te lees, dat dit dieselfde min of meer tyd is wat Esra gedoen het, of gebruik het. So die skriftelike woord van God is 'n ongelooflike verandering wat kom, en Jesus wat op 'n punt sê, die skrif kan nie gebreek word nie. Dan praat hy van die geskrewe skrif. Die Bybel, die Gees gebruik die Bybel om vir ons van God se waarheid te oortuig. Hy pas dit toe op baie soort van ander maniere in ons gedagtes deur omstandighede wat in 'n spesifieke manier ontwikkel en open toe deur as verskillende maniere waarop hy werk met ons, maar die inhoud kom uit die skrif. Ek dink 'n ongemaklike gedagte dalk in hierdie verband, en dit is hoekom ons kerklike
kom ons sê, merkers het, wanneer dit kom by groot vergaderings, is ons het geloofsbriewe wat na synodes toe gaan, wat getuig oor die verhouding wat die persoon wat op die eind verteenwoordigend gaan wees op 'n synode met die Here het, lewende verhouding, met ander woorde sensitief vir die inspraak van die Heilige Gees. Dit is hoekom kerklike tug vir ons so belangrik is, want op die ou en die ouens wat op preekstoele staan en in leierskapsrolle en so aangestaan het, is dat ons moet seker wees, die mense wat op die ou en leiding gaan gee rondom teologies en etiese sake in elke nuwe konteks, is mense wat sensitief is vir die inspraak van die Heilige Gees, want hulle het 'n lewende verhouding met die Here. En ek dink ons het so 'n bietjie dalk van dit verloor met die feit dat die tug nie regtig meer funksioneer nie, dat geloofsbriewe baie keer net gegee word vir mense wat 'n sekere saak dalk die beste gaan verdedig op 'n synode vloer, in plaas van ons getuig oor hierdie persoon se verhouding met die Here. Dat mense op die ou end by synodes kom en daar moet groot besluite geneem word oor teologie, en daar moet groot besluite geneem word oor etiese sake, en jy sit met 'n gemengde gehoor daar. Aan die een kant mense wat regtig 'n lewende verhouding met die Here het, wat sensitief is vir die inspraak van die Heilige Gees, aan die ander kant mense wat dalk, soos jy nou gesê het, so 'n bietjie meer vriendelik wil wees teenoor die kulturele gedagtes of kulturele waardes van die dag, dat hulle vanuit daai oortyd eerder as 'n sensitiwiteit vir die Heilige Gees sekere besluite neem en so aan, en dat dit op die ou dalk groot rede is vir die vassit en vir die vasgelooptheid. Maar dis 'n ongemaklike ding, jy weet, mens wil dit nie so sê nie, maar as Handelinge 15 aan die einde sê ons in die Heilige Gees het besluit, en daar was 'n konsensus geweest, dis nie 'n demokratiese 51% geweest nie, hulle het konsensus gehad, dit is hoe die saak gaan hanteer. Dat dit dalk die rede is vir hoekom dinge so moeilik in die kerk gaan tans. Ek dink jy's reg. As ek nou net dink aan jy weet, Jesus wat op 'n punt sê, wat 2 of 3 in my naam by mekaar is, daar is ek in hulle midde, en bedoel hy, na hy hemel toe is dit deur die Gees wat in ons midde is, dan is dit die konteks van tug, van dissipline, wat dit gesê word. En ek dink ons ervaar nie God se teenwoordigheid nie, juis omdat ons die dissipline toepas. So dit is een manier om daarna te dink. Die ander is, ek dink ons moet net weer 'n slag ordentlik Handelinge 15 gaan lees, daai vergadering in Jerusalem. Want daar is 'n hele klomp goed wat gedeel word met die broers in Jerusalem. Oor wat gebeur het op die sendingvelde, en Paulus en Barnabas vertel die groot goed wat gebeur het. Petrus natuurlik self, en onthou, hy was die eerste sendeling, so wat mense in die vorige paar hoofstukke lees. Hy is na Cornelius toe, en 'n hele klomp die ander plekke het hy besoek. En so as die 3 se stories op die tafel kom, wat doen hulle? Hulle gaan terug na die skrif toe. So Jakobus staan op, en hy sê, broers, Amos het reeds gesê, en dan haal hy Amos 9 vers 11 tot 15, haal hy dele daarvan aan. Amos het reeds gesê, dat God is besig om uit die nasies mense te versamel. Dis 8 eeue voor Christus, het hy dit al reeds gesê. Dan sê Jakobus, ons moet luister na hierdie teks, en dan uit daai teks uit, kom daar 2 voorskrifte. Of dit nou nie uit die teks self, maar jy weet, hulle sê hulle moet ingetrek word, want die Here is besig om hulle in te trek, die gelowiges uit die nasies, en dan sê hulle uit die wet uit, en hulle gaan eintlik terug na Noag se storie rondom die bloed. Sê hulle, dis van altyd al bekend, dat die mens nie met bloed moet werk nie, en dit verbind spesifiek aan afgodediens. En dan sê hulle, afgodediens en immoraliteit, dis die 2 goed waar ons die nasies gaan hou. So, hulle moenie afgode dien nie, want dis obviously ook die eerste gebod van die wet, en 2, hulle moenie immoreel leef nie. En dan met porneia, wat natuurlik in die woord is wat daar gebruik word, beteken eintlik is 'n kofferwoord wat sê enigiets wat buite 'n verhouding tussen 'n man en 'n vrou in 'n ewige lang verbintenis, ewig miskien nou, kom ek sê net lewenslange verbintenis, nie ewig noodwendig nie, lewenslange verbintenis moet wees. Dis die maatstaf waaraan seksuele verhoudings gemeet moet word. So, Amos word gebruik om die nasies in te trek, en dan word die dele van die wet gebruik, om te sê, dis die dele van die wet wat aangaan.
En dis in die afgodediens en in die immoraliteitswet. Daai goed word uiteindelik van toepassing gemaak. En as Jesus nou aan Thyatira in sy briefskrywe in Openbaring 3, dan vat hy vir Isebel aan. Wat doen sy? Sy leer hulle afgodediens en sy leer hulle om immoreel te lewe. En dit is 'n ongelooflike ooreenkoms tussen Jesus se die wyse waarop hy vir hulle die evangelie uitspel en waarna hulle hou in Thyatira, die ooreenkoms daarvan met Handelinge 15 en natuurlik nou met die Ou Testament. So, die punt is net dat ons kan nie ons het dissipline nodig en ons het nodig om regtig waar die wyse waarop die evangelie uitgespel word vir ons in terme van etiek en dis nou daai afgoderry en immoraliteit. Ons het nodig om dit na te volg. Dit is die twee grootste, belangrikste aanwysings vir hoe ons eties moet leef binne die hele Bybel. Een van die goed wat ek dink in dieselfde aard so bietjie frustrerend partykeer is ons artikel 1 van die kerkorde, natuurlik ons gereformeerde belydenis dat ons glo in die onfeilbare woord van God. En dat mense oor die hele spektrum van ons lees die Bybel histories letterlik grammaties, na die ander kant ons lees dit metafories eksistensieel sal sê, ja, maar ek glo dat die Bybel is die onfeilbare woord van God. En ek dink dis 'n bietjie van 'n frustrasie want wat presies bedoel ons dan as ons met hierdie wye verskeidenheid van interpretatiewe modusse na die Bybel toe kan kom en nog steeds sê dis die onfeilbare woord van God. Wat presies bedoel ons dan daarmee as ons dan nou die Bybel so aanspreek? Ja, Tamaletjie binne selfs gereformeerde konteks, maar daar verskillende maniere is om daarna te kyk. Maar in wese waaroor ons saamstem is dat onfeilbare woord van God beteken dat die woord van God, die geskrewe woord van God, is volledig betroubaar en waar in alles wat dit leer. Want ons baseer dit op die feit dat God dit geïnspireer het. So dis 'n hoë siening van die skrif. Kan glad nie werk met die idee dat ons skryf vandag die Bybel nie. Die Bybel is geskrywe en daai Bybel wat geskryf is die een wat gesagvol is. Dis wat ons bedoel met die onfeilbare woord van God. En 'n tekste wat daarmee verband hou is 2 Timoteus 3 vers 16, 2 Petrus 1 vers 20 tot 23, wat sê die hele skrif is deur God geïnspireer en is nuttig en dat die Gees die profete gelei het om God se woorde neer te skryf. Maar nou, daai onfeilbaarheid word eintlik op twee maniere uitgelê binne in gereformeerde konteks. Aan die een kant is daar die in Engels infallibility. Onfeilbaarheid is infallibility, dit wil sê dit is onfeilbaar. Ja, maar dit wil sê dit in terme van die lering wat die skrif gee, is dit onfeilbaar en foutloos. Maar daar's ook inerrancy. Ek hoop ek sê dit reg. Inerrancy. Dis foutloos. Dit wil sê in alles wat dit skryf, selfs die geskiedenis wat dit beskryf ensovoort, is dit foutloos. En daar's 'n redelike twee kampe daar rondom binne die gereformeerde wêreld. Sommige wat sê dit is onfeilbaar in die sin van die leer en is foutloos in alles wat dit leer. Nou as 'n mens nou gaan kyk na die belydenisskrifte self, Sondag 7 vrae antwoord 21 in die Heidelbergse Katekismus, het hierdie sin en dan gaan oor ware geloof wat sê dis 'n sekere kennis waardeur ek alles verwaar hou wat God in sy woord aan ons geopenbaar het. Nou jy kan dit lees, alles oor ons geloof en hoe ons met God versoen kan word, ensovoorts, dat dit onfeilbaar is, of jy kan dink dat dit alles waaroor dit skrywe, dat dit as foutloos beskou word. Nou, ek self, as ek myself nou met daarin vind, was baie meer na die eerste kant, na infallibility, maar in my, ek het die hele Bybel deurgewerk 'n paar keer al, en ek is nou weer besig met 'n kronologiese Bybel, dis volgende week by Nuwe Testament wat ons begin, so hele Ou Testament is ek nou oor 4 dae klaar, skuif alle meer na
na inerrancy van infallibility af. Want daar is amper nie 'n teks wat ek mee gewerk het, wat ek nie op een of ander manier met mekaar kan harmonieer nie. En daar is sommige wat ek nie heeltemal verstaan nie, en dan begin ek al meer werk in die rigting van, ek verstaan dit nou nog nie. So ek probeer die gesag aan my kant sit nie. Ek het miskien net nie genoeg kennis om die goed ordentlik by mekaar uit te kan kry nie. So ek skuif al meer in my gedagtes daaroor. Ek het gister 'n gesprek gehad met een van ons studente by die meestersgraad klas, wat Efesiërs 4 waar we praat oor die gawes van mense. En Psalm 68 wat aangehaal word daar. In Psalm 68 is God neem kruisgevangenes en hy ontvang geskenke van die mense. En in Efesiërs 4 gee Christus geskenke vir die mense. Nou, dit lyk oënskynlik asof dit teenoor mekaar staan. Maar in my leeswerk gister, toe ek nou mooi gaan nadink het, is dit kan net twee prosesse beskryf. Psalm praat oor die feit dat God van die mense wat hy kruisgevange geneem het, dat hy van hulle goed ontvang het. Dit kan dank wees, dankbaarheid en sulke tipe goed. En dan die teks in Efesiërs meer te maak het met wat Christus gedoen het met die dank, is dat hy mense gegee het as gawes, want dis nou wat in Efesiërs 4 staan, wat dan nou die gelowiges in hulle dienswerk kan begelei. So, daar's maniere om goed by mekaar te vergelyk en by mekaar te laat aansluit, wat uiteindelik vir jou bring by foutloosheid, eerder as dat jy net met feilloos werk. Maar ek is nog nie heeltemal daar nie, maar dis die rigting waarin ek skuif. Ek dink ook die gevaar of die uitdaging op die ouend is wanneer jy die onderskeid maak tussen die skrif is betroubaar in die leer teenoor die skrif is betroubaar in histories wetenskaplike eksaktheid. Ja. Waar trek jy daai lyn en kan jy hom so duidelik trek en sonder dat jy dalk 'n bietjie van hierdie kant verloor of 'n bietjie van hierdie kant verloor. Ek het sommer byvoorbeeld net gaan kyk na die 2002 atlasverslag wat oor die skrifgesag praat, dan terme wat daarin voorkom is die menslike karakter van die skrif, gewone mensewoorde, die Bybel as menslike boek, menslike foute in die Bybel, volgens moderne standaarde nie voldoen aan wetenskaplike eksaktheid nie. En dan klink dit as jy die ding lees of hulle eerder amper 'n apologie vir nie die Bybel vertrou nie. En ek meen dis nou volgens ons is nou gereformeerd. Dis nou ook 'n gereformeerde beskouing op die Bybel as die onfeilbare woord van God. Dan wonder ek, maar kan jy regtig so oor die Bybel praat en nog steeds sê dis die onfeilbare woord van God? Nou sien, ek dink daai is die tweede slegste verslag wat ooit uitgebring is oor die Bybel in die geskiedenis van die EG Kerk. Wat is die slegste een? Die 2015 2015 oor geloof en wetenskap is die slegste een. En wat ek dink op 'n manier, dis die Stockholm syndroom Christian probleem. Want die persoon wat daai ding opgestel het integriteit, hy wil wetenskaplik met integriteit binne die samelewing ontvang word. Hy het gevry na die samelewing se gedagtes en uiteindelik het hy heeltemal sy geloof verloor, in elk geval soos ons almal weet. En dit kom uit sy worsteling dat hy uiteindelik hy kon nie meer glo dat God wonders doen nie, hy kon nie meer glo dat God die dinge doen waarvan die Bybel skryf nie. En uiteindelik het hy die hele Bybel gelos, nie net dele nie. Dis die pad waarmee ons gaan. As jy so werk met die skrif. Ek het nou klein bietjie oor die oordragtradisie van die skrif het ek nou navorsing gedoen. Kyk hier in Esra se tyd in die 5de eeu voor Christus. Was daar 'n 2 eeue groot projek om die kanon vas te stel. En dit lyk so half as hy by die 3de eeu dit redelik klaar was. En dis voor die Makabeërtyd, in 3de eeu voor Christus. En daar was ouens wat hulle genoem het die soferiem, die tellers. Wat hulle gedoen het is, hulle het 'n boek gevat en hulle het elke Hebreëse letter het hulle getel. En dan het hulle gekyk wat die getal is wat hulle eintlik kry. En hulle kon op grond van hoe hulle die som maak van hoeveel karakters hier in hierdie
sê nou maar boek van Amos is, hulle kyk of daar skryffoute was binne in die teks. En dit is ongelooflik hoe daai bronne, en onthou van daai bronne is in Qumran is dit ontdek, hoe dit ooreenkom met wat die Masorete gedoen het in die 5de eeu na Christus, 1000 jaar later. Maar hulle begin het om ook die vokale in te sit, want onthou dit was net 'n konsonante teks. Hoe dit ooreenkom met die Soferim se werk. En ek bedoel die laer kritiek wat ons van praat, tekskritiek, waar ons kyk na wat is die meer oorspronklike lesing. Dis 'n uitstekende wetenskap. Die hoër kritiek wat die Bybel mekaar trek is swak wetenskap. Om na die Bybel te kom met 'n hermeneutiek van suspisie. Ja. Jy weet, nou suspisie is nie noodwendig verkeerd nie, want dit help jou analiseer. Maar as jy nie ook 'n hermeneutiek van waardering het nie, dan as jy hierdie teks praat met my, dan is jy besig om die teks uitmekaar te trek. En net so ter syde, die ouens het dit met lectio en quaestio deur die eeue, het hulle dit onderskei van mekaar. Lectio, dan lees jy die teks om met jou te praat. Quaestio, dan lees jy die teks om dit in mekaar te trek. En die universiteit, toe dit begin het baie meer in die verligting natuurlik daarmee saam. 5 eeu later, was eintlik die 12de eeu tot 17de eeu, wat die 17de eeu is die verligting eers. Maar hulle het die quaestio kant gegaan. En dit trek eintlik die Bybel uit mekaar. So daai twee goed moet in balans wees. So dis nie noodwendig verkeerd om met suspisie te lees nie, want jy wil analiseer, maar aan die ander kant, as jy dit nie waardeer nie, as jy nie dit laat praat met jou, dan trek jy dit uit mekaar. Kijk, ons is nou saam op 'n groepie waar dan nou in die afgelope week 'n artikel aangestuur was van 'n ou wat ook so praat oor sy hermeneutiese inslag en jy was toe nou redelik vokaal oor die feit dat die ou se hermeneutiese inslag is die slang se woorde in Genesis 3. Het God regtig gesê. Nou sou jy nie sê dis 'n hermeneutiek van suspisie. Wat was jou probleem daarmee geweest? Nee, my probleem daarmee, wel, van my kant af is ek suspisieus oor wat daai ou sê. Nou, ek moet nou by sê, sonder om name te noem, daai persoon is die eerste ou wat my hermeneutiek geleer het, way back. So ek het lank in 'n klas gesit saam met hom, ook 'n bietjie muurbal gespeel, so ek het hom goed leer ken. Maar die problematiek van daai invalshoek om met die slang se woorde te begin, is die slang se eerste vraag aan Eva is, het God werklik gesê? So dit was nie in die persoon in die artikel het gesê, dis 'n feitelike vraag. Dis nie 'n feitelike vraag nie. Die feite was reeds bekend. Dis 'n vraag om twyfel te saai. En dan antwoord Eva daarop deur te sê die feite op die tafel te sit. So sy staan nog sterk. En dan die tweede vraag van die slang, en dit is verkeerde inligting in te dra. Dis 'n veldtog van disinformasie. En dan val sy daarvoor. So om dit jou basis van jou hermeneutiek te maak. Ek bedoel, kom ek wees nou nie te kras nie. Dis nie 'n goeie strategie nie. Ek sê baie eerder werk met die strategie van Filippus, die diaken, sopas gekies om die barmhartigheid in Jerusalem te hanteer, en dan in Handelinge 8, dan vat die Gees hom, en vat hom na die enig wat op pad is na Ethiopië, en dan vra hy vir hom hierdie vraag: verstaan jy wat jy lees? In Grieks pragtig sê dit ginosko, anaginosko. Maar die twee terme het mekaar verband. Maar verstaan jy wat jy lees? Dis die hermeneutiese vraag. Nie die het God werklik gesê, ja. Ja, nie wat God werklik gesê het. Ja. Nou, en ons het nou al so 'n bietjie hieraan geraak in van die onderwerpe, maar ek dink ek is 'n ou dinge moet vir my rasioneel in kategorieë sin maak, logies op mekaar volg en so aan, anders sukkel ek met dit. En as 'n mens met 'n hermeneutiek na die Bybel toe kom waar jy sê sekere goed kan ons maar aanvaar is nie histories eksak of wetenskaplik korrek of so nie, en weet kom ons fokus eerder maar op die leer, dan en jy weet daar's 'n menslike karakter aan die skrif en so aan. Op die ou end voel dit vir my, mens loop die gevaar om dan jou godskonsepsie te baseer op dinge wat op menslike versinsels. Ja.
wat ons op Kweek geleer was, veral in die Ou Testament, is die ontstaan van die skrif was mense se probeer sin maak van hulle omstandighede. En dan het hulle sekere goed aan God toegeskryf en op daai wyse hulle godskonsepsie gebou en so aan. En my probleem altyd daarmee was, maar dan het jy 'n antieke subjektiewe opinie oor God op die ou end jou godskonsepsie gemaak. En dis nie te sê dis die regte godskonsepsie nie. Ek dink in daai opsig sit ons miskien in die kerk, ek weet nie wat jou opinie daaroor is nie, maar sit ons miskien in die kerk met ouens wat hierdie siening het van die skrif. En die logiese gevolg is, as jy dan jou godskonsepsie baseer op die Bybel is, dan sit jy met 'n verskriklike menslike idee van God. Ja, kyk, ons het in wese dit al aangeraak in ons gesprek, maar kom ek sê dit van hierdie hoek af. As jy na die teks toe kom met jou eie konsepsie, is jy die subjek. En dan dra jy betekenis in die teks in. Jy maak betekenis met die teks, sou mense ook kon sê. Maar dan is jy die handelende een. En die teks is nie met jou besig nie. En dis die fout daarvan. So al hierdie genetiewe teologie en eksistensiële lees daarvan, of redelike lees daarvan, histories kritiese lees daarvan, is almal in daai selfe kader. Die teks kan nooit met so 'n persoon praat nie. Want hulle eie stemme is te hard. En dis waarom ek daarteen kies. Ek kies dus vir balans tussen lectio en quaestio. Dan aan die een kant, natuurlik moet jy die tekskritiek byvoorbeeld doen, is dit die beste lesing? En daar is nou in die tekskritiek is daar beweging om letterlik 'n geskiedenis van van skryf van die teks, van die eerste Griekse dokument wat ons het, en dis hier uit die eerste eeu van Christus, na Christus, 'n stuk van Johannes, om die geskiedenis van die skryf daarvan te skrywe, en letterlik te kyk, hier het 'n woord verander, daar het 'n woord verander, dis hierdie ou wat dit gedoen het, sodat jy 'n soort van etiologie kan skrywe, 'n geskiedenis kan skrywe van die ontwikkeling van die teks, sodat jy beter by die oorspronklike lesing daarvan kan uitkom. Dis 'n ongelooflike ingewikkelde proses, maar dit is wat op die oomblik gebeur. Nou daai quaestio deel is baie goed. Maar die lectio is om daai teks te lees as iets wat God vir ons gegee het. As jy daai fundamentele vertrekpunt mis, is jy net met jouself besig. En wat Ricoeur sê, the self-centered narcissism and idolatry. Komende van Ricoeur is dit nogal interessant. Ja, nee. Ricoeur is 'n ongelooflik interessante ou. Maar hy het beide hierdie hermeneutiek van suspisie en hermeneutiek van waardering het hy op die tafel gesit. Baie min mense weet van die hermeneutiek van waardering. Baie mense werk net by die hermeneutiek van suspisie. Maar hy het letterlik die twee goed in balans gehou. En ek dink dis die probleem met ons opleiding, is dat ouens het nou na die subjektiewe kant toe gegaan. Dis per definisie wat genetiewe teologie doen. Jy sit iets by. En dit is nie wat die gereformeerdes gesê het nie, dis die hele ding van sola scriptura, solus Christus. Dit gaan oor die gesag lê by die skrif, nie by my nie. Die gesag lê by Christus. Ek kan nie myself red nie. Die gesag lê by die geloof. Dit wil sê ek moet ontvang. Die gesag lê by die genade. Ek moet God se genade in my lewe ontvang. En sola Deo gloria natuurlik die laaste. So die locus van beheer kan nie na ons skuif nie. Dit moet by die skrif bly. En ons kan enige teologie kan ons beoordeel aan hierdie eenvoudige ding. Lê die gesag vir die ou by die skrif of lê die gesag in sy eie interpretasie? En jy kan 'n toets aan, kom dit met die skrif ooreen. Dis wat sola scriptura op die tafel sit. Ek het dit was iets wat ek 'n rukkie mee geworstel het, as 'n mens nou die laaste sê maar 10 jaar se akademiese artikels en meestersgrade en doktorsgrade en goed lees, hoe baie in die titels selfs van hierdie artikels die woordjie verbeelding voorkom. Ja. Imagination, en ek dink dit is
Dit is die logiese gevolg daarvan om eintlik goddelike inspirasie van die tafel af te vee, is wat oorbly is ek moet so kreatief as moontlik met die teks kan omgaan. Ja. En jy weet, ek onthou 'n teoloog het op 'n punt gesê, nou hy het self al afgewyk daarvan, maar hy het gesê as ons met die Bybel werk, moet ons konservatief werk. As ons werk met die praktiese teologie, moet ons kreatief werk. Bedoelende, die inhoud moet ons nooit aan verander nie, maar die manier waarop ons dit toepas, die wyse waarop ons sê net met jong mense werk, of met ou mense werk, of met jy weet, in 'n ander taalomgewing werk ensovoorts. Die kan verskil. Ons moet verbeeldingryk daar werk. Maar jy kan nie verbeeldingryk met die skrif werk nie, want die skrif is vir ons gegee. Dis die gawe aan ons. Dis nie ons gawe nie. Dis die gawe aan ons. Dis 'n geskenk. Jy kan dit ontvang, maar jy kan nie verander daarin. En dit is eintlik my probleem met die progressiewe teoloë, is dat hulle of die skrif verander, want daar's ouens wat nou sê, okay, maar daar in daai teks staan dit, ons sien nou dit daarso, maar dis nou eintlik dit. En dan is dit nou op grond van hulle eie interpretasie. Hulle is natuurlik eintlik gevaarliker, een van die twee. Maar sommige verander en ander verwerp. Timothy Luke Johnson, hy verwerp het, hy sê, ons doen nie meer wat die skrif sê. Dis mooi eerlik. Ja, dis eenvoudig as dit. Nou, dan was my vraag, nou, hoekom is jy met die Bybel enigstens besig? As die Bybel nie vir jou die woord van God is, hy is gesagvol, omdat dit die woord van God is nie, omdat die Gees jou daarvan oortuig het, waarom daarmee besig wees? Ja. Wat is jou antwoord op daai vraag? Ek weet nie of jy ooit die fliek onthou, The Book of Eli nie, van Denzel Washington. En hoe, is dit Gary Oldman wat die ander akteur was, hoe hy deur die loop van die fliek deeltyd hierdie Bybel van Eli in die hande probeer kry. Ek dink dit was nou volgens die storie was dit nou die laaste Bybel op hierdie post-apocalyptic aarde. En die rede daarvoor was die mag wat hy daarmee kon toepas op mense se lewens. En ek wonder partykeer, ek lees vanoggend toevallig, iemand het vir my 'n link van jou, van 'n ou preek van jou van 2021 of iewers aangestuur op 'n ou 21 artikel wat ek op my blog geskryf het oor die aard van kritiese teorie. In elk geval, en ek lees toe nou weer hierdie ding, ek kan nie eens onthou dat ek het geskryf het hier so lank terug, maar dat op die ou end, hoe verder 'n mens na die progressiewe kant toe beweeg en weg van inherente waarheid in die skrif, raak die Bybel eintlik maar net 'n meganisme om op 'n manier mag te kry en dit toe te pas oor mense. Ja, ek is baie lief vir daai boek op Eli. Denzel Washington is natuurlik die akteur wat nou die Bybel het, wat nou 'n Braille Bybel is, en is die King James nogal. Die boek sê twee goed, die fliek sê twee goed. Die een is dat jy mag daardeur kry, en dis wat Gary Oldman, die karakter wat hy speel, probeer doen. Maar wat uiteindelik as Denzel nou sit, hy kom by sy bestemming aan en hy begin hierdie Bybel verbatim herhaal sodat dit neergeskryf kan word, dan is hy baie spesifiek. Vers 1, vers 2. Hy sê vers 1 en hy sê dit en dit so stadig en afgemete, presies soos wat hy dit onthou. So nee, dit is 'n baie goeie simbool van hoe ons moet werk met die Bybel. Ons moet werk soos wat Denzel daarmee gewerk het, Eli, en nie soos wat die skurk Gary Oldman. Kyk, hy speel al 'n goeie skurk, maar in elk geval Gary Oldman wat hy met die Bybel gedoen het. Ons is nou aan die einde van die gesprek wat beplan was vandag. Ek dink 'n mens kan nog lekker lankie oor gesels. Ek het nou so deur die loop van die praat het ek nog aan 'n hele paar onderwerpe gedink, maar ek sal dit vir 'n later een bære. Chris, vreeslik dankie vir jou tyd. Ek weet jy het nou die res van die oggend ook nog vergaderings, so jy dan nou so 'n halfuur breek voor jou volgende een. Maar waardeer jou en waardeer die moeite wat jy deur die jare ook gelê het aan om ons NG Kerk op die regte spoor te probeer hou en so aan so. Maar ja, seën vir die dinge waarmee jy tans besig is. Baie dankie. Ek is nou gaan nou in 'n gesprek met 'n student wat gaan oor evangelisasie. Want dit is uiteindelik wat ons moet doen, die evangelie kry by ander. En dan na die gesprek moet ek 'n vrouegroep gaan toespreek
oor geestelike wesens. En dit is 'n vreeslik interessante ding. Ek het op 'n punt 7 preke daaroor gemaak dat ek al die verskillende wesens wat in die Bybel genoem word, onder andere die gerubs en die serafs en engele en Elohim en wat is die engel van die Here natuurlik ook en die goddelike raad is die ander ene. Gaan so 'n bietjie daaroor gesels. Maar ek wil miskien afsluit net met die aanhaling wat ek dink nogal 'n wonderlike ding is. Die teks moet ons aanspreek en dis nou wat Tisselton op die tafel sit. Hy sê confronting its readers as other in grace or judgment, or the text will just be formed into what accords with the desires and selfhood of the readers. Julle identiteitspolitiek van vandag. So jy gaan either die teks lees en daarin beide God se genade, sy verlossing en sy oordeel hoor, en hy gaan jou konfront daarmee dat jy die verlossingspad kies, of jy gaan 'n teks hê waarvan jy die outeur is en wat jou identiteit jy gaan inlees in daai teks. En dan gaan jy either die teks verander of jy gaan dit verwerp. Wat niks vir jou gaan sê wat jy nie wil hoor nie. Ja. Baie dankie Chris. Ek gaan onder in die description van die video gaan ek sal nou vir jou vra as jy iewers 'n kansie kry net vir ons 'n bietjie goeie inleidende boeke tot hermeneutiek wat jy dink lekker kan help met veral miskien vir leuke ook. Ek dink daar's baie behoefte daaraan. Sal ek dan net hier onder sit. Anthony Thistleton is 'n boek Introduction to Hermeneutics. Is waarskynlik die beste een wat ou op die oomblik kan kry vir 'n inleiding. Dit is ordentlike leesstof en dit vat af. Jy weet dit is baie omvattend. Maar ek dink nie daar is 'n beter boek op die oomblik beskikbaar om al die kante van hermeneutiek op die tafel te sit. Ek sal hom veel. En ek sal 'n skakel sommer na jou Bybelskool goed ook toe sit. Ek dink dis ook 'n lekker bron. Ja. Dankie. Totsiens. Vrede. Totsiens.